Openbaring hoofstuk 21 van vers die teenwoordige tyd waarin hy hierdie visioen ontvang en God wys vir hom hoe dit gaan wees aan die einde van die tyd. Mens kan amper sê hy staan hier en hy kyk met 'n verkyker na dit wat gaan kom. En hy sien twee stede. Die een stad noem hy Babylon. Nou Babylon is nie 'n fisiese plek nie, dis 'n simbool van alles en almal wat goddeloos, boosheid wat ons lewens op aarde so sleg maak en verwoes. En die prentjie van die stad Babylon wat Johannes in hoofstuk 18 vir ons gewys het ek nogal gesê, laat dink my aan 'n afgebrande plaas opstal tydens die Boereoorlog. Daar's niks oor nie. Daar's net 'n paar swart verbrande bakstene wat nog lê en smeel. En dit is hoe die bose en die goddeloses gaan lyk wanneer God ingryp en hulle finaal oordeel. Die tweede stad wat Johannes aan die begin van hoofstuk 21 sien, noem hy die Nuwe Jerusalem. Dit is ook nie 'n fisiese plek nie. Dit is 'n simbool van die hemel. En in die laaste 2 hoofstukke wys Openbaring wys God vir Johannes hoe dit in die hemel gaan wees wanneer ons as gelowiges in God se direkte teenwoordigheid leef. Dit lyk nie vir my asof hy nou werklik verduidelik presies hoe die hemel gaan lyk nie. Met ander woorde, daar gaan goue strate wees en diamantvenstertjies en sulke goeders nie. Hy probeer eerder om vir ons 'n verhouding te verduidelik. En ek sal dit net nou motiveer. Hy probeer verduidelik hoe dit gaan wees vir gelowiges om in God se direkte teenwoordigheid te wees en te leef. En nou hier sit Johannes met 'n enorme probleem. Want hoe verduidelik 'n mens nou die onbeskryflike? Hoe moet Johannes iets wat totaal bo ons begrip lê, iets wat groter en heerliker is as wat ons menslike verstand ooit sal kan vasvat, hoe moet hy dit sinvol verduidelik dat ons dit kan verstaan? Hoe dit moet wees om by God te wees? Hoe gaan hy dit regkry om die ewige en die volmaakte saamwees met God op 'n konkrete manier vir ons te illustreer? En om dit reg te kry, knoop Johannes aan by iets wat vir sy lesers baie bekend was. Die Christene van destyds was gaande gewees oor die stad Jerusalem. En nou gebruik Johannes die begrip Jerusalem wat die lesers dadelik op die punte van hulle stoele sal laat sit. Maar hy omvorm dit na iets wat baie groter en baie mooier is. En hy praat van 'n nuwe Jerusalem wat vanuit die hemel sonde oor die aardse Jerusalem. Nou, hoeveel groter en hoeveel heerliker en indrukwekkender sal hierdie... As ons dus vanoggend gaan lees oor 'n stad wat uit die hemel uit neerdal, met goue strate, 'n muur van kristalhelder jaspis en poorte van parels, dan moet ons nie dink aan 'n letterlike beskrywing van hoe die hemel gaan lyk, nie? Ek sê weer, die nuwe Jerusalem is bloot 'n konkrete voorstelling wat Johannes gebruik om te verduidelik hoe die verhouding tussen God en sy kinders sal wees in die hiernamaals. Kom ons lees saam van vers 9 af. Daarop het een van die 7 engele wat die 7 bakke vol van die 7 laaste plaae vashou, gekom en met my gepraat en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Hy het my toe deur die Gees na 'n groot en hoë berg geneem en aan my die heilige stad Jerusalem gewys, wat van God uit die hemel uit neergedaan het. Die stad was vol van die heerlikheid van God. Haar glans het net soos die van 'n baie kosbare edelsteen gelyk, soos kristalhelder jaspis. Die stad het ook 'n groot en 'n hoë muur met 12 poorte. En by die poorte is daar 12 engele. Op die poorte is name gegraveer.
die name van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant is daar 3 poorte, aan die noorde kant 3, aan die suide kant 3 en aan die weste kant 3. Die stadsmuur het 12 fondamente en daarop is ook 12 name. Dis die name van die 12 apostels van die Lam. Kyk net weer na vers 9. Die engel sê, hy gaan vir Johannes die bruid van die Lam wys. Nou wie is die bruid van die Lam? Die bruid is mos nou die gelowiges, die kerk. So hy sê nie, ek gaan vir jou, kom saam, ek gaan jou wys hoe lyk die hemel nie. Hy sê, kom saam, ek gaan jou wys hoe lyk die gelowiges, wanneer hulle by God woon. So Openbaring 21 beskryf nie 'n fisiese plek nie. Hy beskryf hoe dit vir die Christene gaan wees eendag met die wederkoms van Christus. Ons lees dat die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel uit neerdaal. Die verhouding kom van God af. Dit beteken hierdie stad, hierdie volmaakte verhouding wat tussen God en sy kinders bestaan, is nie iets wat deur menslike prestasies opgerig word nie. Dis nie ek en jy wat dit laat gebeur nie. Dit kom van God af. Hy is die een wat die inisiatief geneem het in hierdie verhouding. En die verhouding tussen God en sy kinders in die lewe hierna gaan onbeskryflik wees. Johannes vergelyk dit met 'n stad wat kristalhelder skyn en skitter soos die kosbaarste edelsteen. Die groot hoë muur is daar om die grootheid van God uit te straal. Hoe hoër die muur, hoe groter is die weerkaatsing van God se grootheid en sy heerlikheid. Die stad het 12 poorte of 12 ingange waarop die name van die 12 stamme van Israel geskryf is, 'n kerk. En dan het die stad ook 12 fondamentstene waarop die muur gebou is en rus. En daarop is ook 12 name geskryf, die name van Jesus se disippels. So dis weer die Nuwe Testamentiese kerk. Saam verteenwoordig die 12 poorte en die 12 fondamente dus die hele kerk van Jesus Christus. Die Ou Testamentiese kerk en die Nuwe Testamentiese kerk, al God se kinders in die Nuwe Jerusalem, in Jerusalem, binne sy volgetal kinders, en hulle volmaak, binne sy volmaak. Ons lees van 12 verskillende edelstene. Party ouens probeer om elkeen van hierdie 12 edeltekenis te gee, maar ek weet nie of dit nodig is nie. Saam vorm hulle die mooiste beeld wat jy in jou lewe kan indink. Die beskrywing van hierdie goue stad met sy muur van jaspis en sy fondamente wat sy parelpoorte en dis weerkaats die onbeskryflike grootheid van God. Dit laat jou na jou asem snak. Dis hoe wonderlik God se verhouding met sy kinders sal wees. Dis waarna ons kan uitsien. God wat volmaak teenwoordig is en sy heerlikheid wat alles en almal volmaak. Kan jy iets aanvoel van hoe ongelooflik wonderlik en eintlik onuitspreeklik heerlik dit gaan wees om in God se direkte teenwoordigheid te kan leef? Ek sukkel daarmee. Ek sukkel om dit gekop te kry. En Johannes het ook daarmee gesukkel. Dis dat hy hierdie verskriklike mooi prentjie teken. Om te sê, dit wat ek gesien het, weet ek nie hoe om vir julle te wys nie. Kom ek wys julle die mooiste ding wat ek kan en ek maak hom nog mooier. En dan moet jy weet, dit gaan nog beter wees. En nou gaan Johannes verder. En hy sê vir ons, wat kan ons te wagte wees wanneer ons in daai ruimte kom waar ons so 'n ewige lewe saam met God deurbring. Vers 22. 'n Tempel het ek egter nie in haar gesien nie, dis nou in die stad. Want die Here God, die Almagtige en die Lam is haar tempel.
Ook het die stad nie die son en die maan nodig om haar te verlig nie, want die heerlikheid van God het haar verlig, en die lam is haar lamp. En die nasies sal leef in haar lig, en die konings van die aarde sal hulle heerlikheid na haar toe bring. Haar poorte sal bedags nie gesluit word nie, en daar sal ook nie meer nag wees nie. Hulle sal die heerlikheid en die slegs hulle wat opgeteken is in die boekrol van die lewe van die lam. Johannes loop in die nuwe Jerusalem rond, nou soek hy die tempel. Hy wil weet, waartoe kan hy nou gaan om vir God te ontmoet? Maar dan sê vers 22, die Here God self is die tempel. Dit sal nie nodig wees om iewers heen te gaan, om op 'n ander plek vir God te gaan kry nie, want God en die lam sal in hulle heerlikheid oral volmaak daar wees. En wanneer ons dan so in alle ewigheid by God gaan leef, dan sal die son en die maan sy funksie verloor. Kyk, die werk van die son en die maan is om lig te gee, maar hierdie ligbronne sal vervang word deur God se heerlikheid en deur die lam wat die kandelaar is. Hy wat die lig vir die wêreld is, hy sal self teenwoordig wees. En al die nasies en al die konings van die wêreld wat geluister het na die roepstem en wat tot bekering gekom het, hulle sal daar by hom kom woon en aan hom al die eer gee, wanneer hulle hom alleen aanbid. Omdat die duiwel en die bose magte dan reeds finaal verslaan is, sal dit nie vir God nodig wees om sy stad toe te sluit nie. Omdat daar nooit oor van Jesus Christus aanvang as sy eiendom. God se troon sal in die stad by sy kinders wees en ons sal hom aanbid. Absolute, volmaakte lewe, voldoende, oorvloedige versorging, algehele genesing, volkome sekuriteit en 'n intieme en 'n volmaakte saamwees met God en die lam. Wie van julle is opgewonde? Wie van julle sien so 'n bietjie uit daarna om hemel toe te gaan, om te gaan beleef waaroor ons gelees het? Ek wou sê anders begin ek van voor af. Dis wat Johannes in hierdie gedeelte wil regkry. En ek wil afsluit en ek wil vir jou sê, as gedoopte kinders van die Here het ons die uitnodigingskaartjie na hierdie nuwe Jerusalem toe ontvang. Ons lewe hier op aarde is veronderstel om dan 'n voorbereidingstyd te wees, waarin ons onsself gereed maak vir hierdie groot ontmoeting met Jesus, wanneer die nuwe stad van God uit die hemel uit neerdaal aan die einde van die tyd. Ons moet nie dwaas wees en onsself besig hou met soveel ander dinge, dat ons onsself nie na behore voorberei vir dit wat die belangrikste is. Ek lees 'n storie nou die dag van 'n man wat tydens die Desembervakansie 'n woonstel by die see gaan huur om vir 'n paar weke te gaan vakansie hou. Man, die see-uitsig is vir hom so asemrowend. Die geluid van die branders wat daar teen die rotse breek, het so kalmerende uitwerking op hom, dat hy toe dadelik begin om die woonstel vir homself so gerieflik as moontlik in te rig. Hy kry 'n binnehuise versierder in, hulle verf die hele woonstel oor. Hulle vervang al die goedkoop ou skilderyafdrukkies wat jy mos in die tipe plek kry, word vervang met duur, autentieke olieskilderye. Hy gooi die ou sitkamerbanke uit, hy vervang dit met leerbanke en lazy boys. Hy laat maak ander gordyne wat by die kleurskema pas. Hy laat ontwerp 'n patio wat uitloop na 'n onderdak braaiplek. En toe hy uiteindelik tevrede is dat die binnekant van die woonstel, hy kry 'n landskapargitek in en hulle omtower die hele erf buite na 'n paradys. Julle, dis uitpakgras wat oral gelê word. Pragtige struike wat geplant word. Nuwe blombeddings wat aangelê word. Kompleet met 'n kruietuin en 'n roosbedding. Uiteindelik, nadat hy honderde duisende rande spandeer het, letterlik deur die nagte gewerk het,
is hy tevrede dat hierdie woonstel die mooiste lushof aan daardie hele kusgebied is. En toe sy huurtyd verby. Toe pak hy sy tasse in en hy gaan huis toe. Om al jou tyd en al jou geld en al jou energie te spandeer, jy net vir 'n kort rukkie gaan bly uit die oog. Maar onthou, harte wat probeer om woonplek in die hemel te kry nie. Dit is andersom. Reis is deur die wêreld terwyl ons op pad is huis toe.